Ek gaan vandag soetdoppies bak, want ons het die naweek 'n funksie en ek wil 'n paar doppies vul. So ek sal soos ek hulle vul vir julle wys. Hierdie is net soetdoppies, jy kan nie 'n soutvulsel in hulle sit nie. As dit koud is, kan jy hom net in 'n gewone digte tapperbak of in 'n plastiek sakkie, kan hy seker vir maklik 3 maande hou. As jy dit in 'n vrieskas nog steeds in 'n digte houer bære, kan dit vir 'n jaar tot 'n jaar en 'n half kan dit hou. Dan haal jy dit net uit en vul dit net voor 'n geleentheid waarvoor jy dit nodig het. Wat ek nodig het is 1 koppie suiker, 3 eiers en 250 gram margarine. Ek het 4 koppies koekmeel nodig, 1 teelepeltjie bakpoeier en 'n knippie sout. Die sout is opsioneel, ek glo dit moet daarin wees. Jy kan besluit of jy dit wil in hê of nie. As ek die mengsel aanmaak, is dit soos 'n soet koekiedeeg. Ek werk eers met die suiker en die margarine, dan voeg ek my eiers een vir een by en laat dit bietjie klits, laat die suiker net so effens smelt. Dan sif ek my meel, my bakpoeier en my sout sommer op die mengsel, sit dit in my menger en laat hy vir my deeg maak. As jou mengsel te slap is, kan jy nog so bietjie meel bygooi. As dit te styf is, kan jy of 'n eier of 'n bietjie melk bygooi. Die menger, soos hy dit vir my meng, maak hy vir my bak mooi skoon aan die kant, dan weet ek dis reg, maar dit kan ook 'n teken wees dat dit te styf is. Dan gaan jy dit nie met jou drukkertjie gedruk kry nie. So voel aan dit moet 'n werkbare deeg wees. Ek sal vir julle wys hoe lyk die deeg as dit klaar gemeng het. Begin met my margarine onderin. My margarine moet verkieslik kamertemperatuur wees. Ek het dit vergeet om uit te haal, so ek het dit so bietjie warm gemaak in die mikrogolfoond. En my koppie suiker. My suiker en my margarine is gemeng. Nou gooi ek my eiers een vir een by. Net die margarine van die kante afskraap. My mengsel het genoeg gemeng nou. Gaan hom weer so bietjie skraap aan die kant en dan sif ek my meel, my bakpoeier en my sout. Sit my menger stadig aan en laat hy maar net so staan en vroetel. Jy kan die mengsel met jou hand ook aanmaak, dit vat maar net bietjie elmboogmoeite. As jy die deeg so tussen jou hande vat, en jy kan sien my bak is ook nog heeltemal die deeg aan die kante, en jou vingers kom so vuil uit, dit moet droog wees. Dit moet nie so aan jou vingers vassit nie. Dan is jou meel, jou mengsel definitief te slap. Gooi so 'n bietjie meel op. As jy so aan die deeg vat, moet jou vingers skoon wees. En as jy 'n bolletjie rol, en jy dik hom plat, moet hy nie kraakies in die kante maak nie, dan sit dit styf. Dan is my rolletjie doppie deeg klaar. My pannetjies het ek met bakmargarine gesmeer. Jy kan dit met sprei en koek sprei. Ek kan jou nie waarborg dit gaan los wees en uitkom nie.
jy moet maar toetse doen en kyk hoe kom hulle uit jou pannetjie uit die maklikste manier. Soos ek sê, ek smeer dit net met bakmargarine. Ek maak 'n rolletjie. Jy kan dit nou in goedjies sny, so. Dan word dit nou so ingepak. Ek het so 'n oulike rollertjie wat my man vir my gemaak het. Ek sny dit met hom en pak dit uit hom uit. So. Ek hou daarvan om hulle op hulle snykante te laat staan. Dan druk ek dit plat, die pannetjie vol. En dan gee ek hom vir my man. Wat beter is met die platdruk as ek. Ek hou daarvan om, as ek soetborde pak, om dit met doppies in te pak. My drukkertjie wat ek gehad het, het gebreek van die drukkery. My seun was toe so oulik om vir my hierdie drukkertjies te print. Jy moet na elke druk van die doppie, moet jy hom in meel weer doop. Anders klou hy aan die doppie self die deegie aan die drukkertjie vas. Nou vir afronding sny ek hulle gelyk bo met die pannetjie. Hier's 12 pannetjies gedruk met die stukkie deeg. Hierdie stukkie is oor. En dan bak hulle by 180 grade vir 12 minute. En dan behoort hulle reg te wees. Jy moet hom verkieslik van die helfte van die pannetjie af uitsny. As jy hom van so af begin sny, dan druk hy vir jou doppie so weg van die kant af. My pannetjies is uit die oond uit. Soos julle kan sien, hier staan my panne. Hulle het 16 minute gebak. Ek hou daarvan as hy net so ligbruin kleur het. Nie te donker nie, want dan maak dit ook nie 'n mooi doppie nie. So om hulle uit te kry, laat val ek dit net so. En daar's hulle uit. Daar's hy. Daar's my 12 dosyn doppies klaar gebak.